Goeiemôre familie en vriende. Ons is vandag saam om totsiens te sê vir oom Chris Janse van Rensburg. En vir die heel laaste keer vir iemand totsiens te sê is nie maklik nie. En daarom gaan ons harte uit vandag na sy eggenoot Tannie Annetjie, na sy kinders Julie en Meyer, sy skoonseun en dogter Tasha en Melissa, sy kleindogter in Suid-Afrika Alyssa, as well as his grandchildren in Australia, Kieran, Aisha, and Callum. We are keeping all of you close to our hearts as you say goodbye to your granddad today. Ons dink ook aan die res van oom Chris se uitgebreide familie, sy vriende en almal wat vir hom lief was. Ek het oom Chris ontmoet 32 jaar gelede. Toe ek en Julie as eerstejaarsstudente besluit het dat ons haar ouers in Pietersburg wil gaan verras. Ons klim toe, skelm, in my klein Volkswagen Beetle en ry al die pad van Pretoria af tot in Pietersburg. En dit was die begin van 'n verhaal wat my lewe ook heeltemal verander het. As ek aan oom Chris dink, kan ek nie help om te glimlag nie, want oom Chris kon met 'n baie ernstige gesig 'n vreeslike snaakse ding sê. Maar weet julle, so baie keer, as ek na die tyd gedink het oor dit wat oom Chris gesê het en dit wat my so laat lag het, het ek besef dat oom Chris nie vandag vir my 'n grappie vertel het nie. Hy het eintlik vir my 'n lewensles geleer. En ek wil graag nou vir ons 'n stukkie uit die Bybel lees. In die Bybelgedeelte kom uit die Nuwe Testament, uit Lukas hoofstuk 11, en dis die laaste Bybelgedeelte wat oom Chris vir Tannie Annetjie gevra het om vir hom voor te lees. Luister nou na die woord van die Here. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle: wanneer julle bid, sê dan: Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie. Vader, sê hy vir hulle, sê nou een van julle te vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: Vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af: Moet my nie lastig val nie, die deure sal gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel weet nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat nie net na God se woorde luister nie, maar ook daarvolgens lewe. Onse Vader wat in die hemel is. So het Jesus ons leer bid. Want God is ons Vader. En 'n Vader gee om vir sy kinders. Net soos wat 'n pa hier op aarde enige iets in sy vermoë sal doen om seker te maak dat sy kinders goed versorg en geliefd is. Net so mooi kyk God na ons. Maar hierdie beeld gaan verder as dit.
Want ons weet almal baie goed hoe dit werk. As 'n kleuter vir 'n pa iets sou vra, kan 'n pa nie altyd sê ja nie. Want 'n kleuter se wêreld is nog so klein en hulle weet nie altyd wat die implikasies is van dit wat hulle so graag wil hê nie. So daarom sê 'n pa partykeer vir 'n kleuter nee. En net so sê God partykeer vir ons ook nee. Maar dis net omdat ons wêreld soveel kleiner is as syne en omdat hy weet wat die beste vir ons is. Ons sukkel partykeer om te verstaan waarom God nie altyd onmiddellik ons gebede beantwoord nie, of waarom God nie vir ons gee wat ons dink ons nodig het nie, of waarom God sekere dinge toelaat in ons lewens wat glad nie vir ons sin maak nie. Maar ek dink as dit met ons gebeur, moet ons net vashou aan die feit dat God vir ons sorg en dat hy vir ons lief is. Hy weet wat ons nodig het. Partykeer is dit net nie die regte tyd om dit vir ons te gee nie. Ons bly in 'n gebroke wêreld. Hier op hierdie aarde gaan ons siek word. Ons gaan ly. Ons gaan bekommerd wees. Ons gaan vra. Maar die wonderlikste belofte wat God vir ons in sy woorde het, is dat wanneer ons op ons laagste laagtepunt is, wanneer ons so alleen voel, dat ons dink almal vir wie ons lief het, heeltemal van ons vergeet het, beloof God dat hy by ons sal bly. Hy sal nooit ons hande los nie. Selfs daar in die dal van doodskaduwee is hy by ons. En ek hoop hierdie woorde beteken vir julle almal iets vandag. Tannie Annetjie, Julie, Meyer. Oom Chris het vir God gevra om te kom haal. En God het nou sy gebed beantwoord. Oom Chris het verlossing nodig gehad. En hy het nou verlossing gekry. Wat ons almal nou nodig het, is vertroosting. En ek glo dat God dit ook vir ons sal gee. En as jy dit dalk nie kan voel nie, vra hom net, want ons het so pas uit die Bybel uitgelees. Vra en jy sal ontvang. Kom ons hou vas aan God se hande. Kom ons glo dat God vir ons sal gee wat ons nodig het. Ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. En wat dit beteken het in die Bybelse tyd is dood eenvoudig, dat ons vir God vra om vir ons dit te gee wat ons nodig het. Nie noodwendig al die baie dinge wat ons wil hê nie, maar dit wat ons nodig het. En ek glo dat God nou vir hom Chris gegee het wat hy nodig het. Bevryding. 'n plek waar hy met liefde omring word en waar hy vrylik kan asemhaal in alle ewigheid. Dis waarom Chris nou is by God. En terwyl ons almal nog op die aarde is en hom mis, terwyl hom Chris 'n plekkie in julle lewens nou leeg is, weet ek dat die plekkie wat hy in julle harte gevul het, vir altyd vol sal bly. Tot die dag wat almal van ons ook saam met hom Chris by die Here is, in ewige vrede. So Tannie Annetjie, Julie, Meyer, familie en vriende. Onthou asseblief op hierdie hartseer dag, dat God nooit ooit julle hande sal laat los nie. Julle is nie alleen nie. Huil, maar huil trane van hoop. Omdat julle weet, God is ons hemelse Vader, wat die groter prentjie sien. Hy weet wat ons nodig het, en hy sal dit vir ons gee, wanneer die tyd reg is. Rus in vrede, oom Chris. En hou vas aan die feit, dat God niemand van julle ooit alleen sal laat nie. Amen.